Baie welkom aan elkeen van julle by hierdie uitsending uit Geloof en Aksie Gemeente. En my opregte gebed is dat God se seën sal rus, vanoggend ook op die verkondiging van sy woord, maar ook op die aanhoor daarvan. Geliefdes, daarom wil God op hierdie Sondagoggend vir elkeen van ons kom sê, ons mag nooit vergeet dat ons nie alleen bedienaars van onsself is nie, maar ook bedienaars van diegene wat rondom ons leef en beweeg elke dag. Maar God sê ook wanneer hy na ons kyk, dan sien hy daardie, en julle sal, ek het dadelik verstaan waarvan God praat, daardie Toys R Us, daardie speelgoedplek wat net speelgoed vir kinders verkoop. Dan lyk ons vir hom soos daardie plek, soos kinders wat eintlik nooit groot word nie. En die waarheid is dat indien ek en jy nie gaan uitkom by geestelike volwassenheid nie, dan gaan ons nooit werklike bedienaar van God se woord kan wees nie. Die vraag wat God vanoggend vir elkeen van ons wil vra, is dit: watter nalatenskap, wat is jou nalatenskap wat jy eendag gaan agterlaat? Het jy al ooit regtig daaroor besin? 'n motor, 'n huis, geld, hier is alles dinge wat in een oomblik, in 'n oogknip kan wegwees. Of laat jy dalk 'n nalatenskap van crazy geloof agter? Geliefdes, die vraag vanoggend is, wanneer gaan ons mensdom wakker word? Wat sal maak dat ons as mense begin wakker skrik? Tot vandag toe, hoeveel preke het jy al gehoor oor geloof? En ons begin agterkom, daar's baie verskillende soorte geloof. Daar's crazy geloof, daar's onverskrokke geloof, so gaan dit aan. Die lys is so lank. Soveel soorte van geloof waaroor God al met my gepraat het, wat ek op 'n stadium met elkeen van julle sal deel. Wat 'n verskil het dit tot op hierdie oomblik al in jou lewe gemaak? Preke wat jy al wel gehoor het oor geloof. En ek vra God vanoggend, wat daarvan, jy sien dalk 'n situasie, jy spreek geloof daaroor, en wat selfs wanneer jy dalk 'n visioen van God gekry het, oor 'n sekere plek, 'n aspek, 'n ding, en jy klim in jou motor en jy ry daar na toe, jy gaan kry daardie visioen wat God vir jou gegee het, jy gaan neem 'n foto van daardie visioen, en wanneer jy by die huis kom, dan begin jy dit spreek. Kan ek jou help vanoggend? Net crazy geloof sal maak dat jy so iets sien, doen, so wat dit wat jy sien, dat jy sal spreek oor dit, en dat jy so sal optree, wanneer jy die visioen van God kry. Dis nie crazy geloof wat maak, dat jy dit sal doen. Wat daarvan, wanneer jy sien iemand is siek, en jy spreek genesing met daardie persoon, net crazy geloof sal dit doen, en ek betrap myself, die oomblik toe God dit vir my sê, dat ek in hierdie week wat verby is, in 'n parkeerarea, net na ek in my voertuig geklim het, en ek kyk op boontoe, en ek sien 'n vrou, 'n kar wag, so 2 rye van my af, 2 na 3 rye toe staan, en sy probeer vir iemand wys om uit die parkeerplek uit te trek. Maar onmiddellik toe ek vir haar kyk, die manier hoe sy haar kop vasgryp en vashou, en so half beduie, maar ook net eintlik seker vra, kom net so vinnig as moontlik hier uit, besef ek dat hierdie vrou met 'n geweldige hoofpyn het. En ek hoor hoe sê die Here vir my, klim met jou kar uit en stap na haar toe. Sit jou hand op haar en bid vir haar. Sê dit vir haar, spreek dit oor haar genesing. En ek doen dit nie. En ek besef, wie is die een wat uitgemis het? Nie daardie vrou nie. God kan iemand anders gesê het, is ek wat uitgemis het.
So mis ons keer op keer uit. Geliefdes, God sê, ons as mense wil 'n bietjie van die wêreldse neem, en dan wil ons dit binne in geloof plaas. Nie waar nie, dis wat ons wil doen. 'n bietjie van dit en 'n bietjie van dat, en soms sien jy, en soms voel jy, en soms sien jy nie, en soms ervaar jy ook nie eers dat God goed is nie. As ons eerlik wil wees. Kom ons sê iemand naby aan jou sterf. Die moeilikste ding om te kan sê op daardie oomblik is God is goed. Is dit nie waar nie? Of jy het 'n blessing nodig en jy praat van God bless my en so baie, maar eintlik is dit alleen, want God het jou nou nog nie geseën nie. Jy sien geliefdes, jy kan dus nie alles in 'n houer van 'n taalvorm plaas nie. Jy kan dit slegs in geloof plaas. Maar dan dink jy 'n bietjie, dat jy dalk 'n bietjie gehoorsaamheid het. En dan sê jy, Here, het U gesien dat ek U tog hierin gehoorsaam het? Jy sien, ons wil altyd so 'n bietjie onsself probeer regverdig. God sê, sonder geloof, luister mooi, sonder geloof, nie wat jy sê nie, nie wat jy doen nie, nie jou goeie werke nie, maar net geloof is wat jy nodig het om te sien hoe God jou seën. Net geloof, niks anders nie. Om te sien hoe die God as ware die sluise van die hemel vir jou oopmaak, hoe deure vir jou oopgaan, toe deure, hoe gaan deure oop, hoe God die menslike onmoontlike vir jou moontlik maak. Net deur geloof kan jy dit ontvang. En op hierdie punt is baie mense, sommige mense wat sal dinge sê, Here, ek gee aan die armes, ek doen goed aan ander, ek gee my 10de vir die kerk, ek gee selfs my tyd vir ander. U moet dit kan raak sien, Here, asseblief. God sê, selfs al sou jy alles wat jy het weggee, gaan dit steeds nie werk nie, want alles gaan oor geloof. Wat glo jy regtig? God vra, wat glo jy regtig, jy wat vanoggend hierdie woord hoor? Dit geliefdes, dit gaan nie oor jou en my situasie nie. Dit gaan nie oor ons stryd op hierdie aarde nie. Dit gaan selfs nie oor wat jy miskien sal betaal om dinge te verkry nie. Eintlik sê God, wat maak dit alles saak? Wat maak dit alles saak? Want dit gaan in hierdie lewe slegs oor geloof, oor niks anders nie. Die agterkant van alles in hierdie lewe is dat ons geloof in God almagtig moet hê. Want dis die enigste manier hoe ek en jy ooit vir God sal kan behaag. Die woord leer dit vir ons. Liefdes, nou kom God vanoggend en hy kom vra hierdie vraag op hierdie sondagoggend. Watter soort geloof laat ek en jy eendag agter? Laat ons godsdiens agter? Ons sê dalk my pa, my ma was godsdienstig. Hulle was elke Sondag in die kerk. Hulle het vir die kerk gewerk, hulle het vir die armes gegee. Elke gebedsbyeenkoms, elke bidtuur, elke lofprysingsdiens het hulle bygewoon. Dan sê God, wat maak dit saak? Dit is nie 'n nalatenskap wat tot in ewigheid sal duur nie. Die enigste nalatenskap wat tot in alle ewigheid sal duur, teen die agtergrond van dit wat saak maak, is die nalatenskap van geloof. Kom ons blaai na Hebreërs. Hebreërs is daardie boek in die Bybel van die roem van geloof. Kom ons maak daar oop by Hebreërs 11, dan lees ons daar vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Het jy mooi geluister? Ja, pastoor, ek ken dit goed. Nee, jy het dit nog nooit regtig gehoor nie. Luister weer. Luister nou aandagtig. Om te glo
is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Geliefdes, as jy wil hê dat die bonatuurlike, die supernatural, in jou lewe in die natuurlike gesien moet word, dan het jy 'n handvatsel nodig om aan vas te hou. 'n Handvatsel om hierdie bonatuurlike te kan aftrek. Daardie handvatsel, my vriend, is geloof. Dis nie gebed nie. Dis nie lofprysing nie. Dis nie goeie werke nie. Dis geloof. Kom ons lees verder. Hebreërs 11 vers 2. Dit is immers van wie hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Geliefde luisteraar, wil jy uitstaan? Jy weet mos so is 'n seervinger, hy staan altyd uit. Wil jy soos 'n seervinger uitstaan? Because a child of God is not meant to blend in, but to stand out. Nou vra God vanoggend, wil jy uitstaan? God sê, watter plant laat jy agter? Watter saad saai jy vandag in hierdie oomblik? Die saad van geloof, wat 'n nalatenskap sal agterlaat? Want dit gaan ons alles oor nalatenskappe. Daarom dat ons as mense so maklik dinge opgaar en dinge bymekaar maak, nie waar nie. Ons wil so graag iets agterlaat, nie waar nie. God sê, die saad wat jy saai, sal die nalatenskap wat jy agterlaat bepaal. Dis 'n mondvol. Is die saad wat jy vandag saai, in hierdie oomblik, is dit geloof? Dat jou kinders en jou kleinkinders 'n nalatenskap van geloof sal hê? Vriendes, dit is hoekom ek en jy in crazy geloof moet wandel. Om 'n nalatenskap van waarde agter te laat, 'n erfenis wat ewigheidswaarde het. Kan ek iets baie spesiaal in jou midde los? Wat gaan mense regtig eendag van ons onthou? Nie wat ons gedoen of gesê het nie, maar hoe ons hulle laat voel het. Omdat ek en jy veronderstel is om 'n nalatenskap van geloof te bedien. Kom ons lees verder Hebreërs 11 vers 3. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. So geliefdes, alles wat ek en jy vandag sien, wat jy het ontstaan deur God wat die saad van geloof gesaai het. En daardeur vir jou en my 'n nalatenskap van geloof agtergelaat het. Is dit nie absoluut amazing nie? Kom ons lees verder, vers 4. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Luister, nie wat jy gee nie, maar wat jy glo. So wanneer jy by 'n plek moet instap en wil uitdeel wat jy nie het nie, wat nie voldoende is nie, en dit voel vir jou asof jy van balans af is daardeur, as jy dit nog steeds doen, dan wandel jy in geloof. Dan doen jy dinge in die daad van geloof, en God sê, as jy iets moet doen, en jy weet, jy kan dit nie nou doen nie, doen dit in elk geval en noem dit die daad van geloof. Het jy dit al gedoen? Jy het al probeer? God wil soek na mense. God wil mense hê wat in geloof optree. Liefdes, geloof is nie passief nie. Geloof is 'n saad wat jy vandag in hierdie oomblik saai, vir 'n nalatenskap van môre. Hou op om dinge agter te laat. Maar laat 'n nalatenskap van geloof agter. Die daad van geloof. Want wanneer daar 'n vuur is, dit die vuur van geloof moet wees wat dit aanblaas. God vra, wat doen jy in 'n vuur?
dan is geloof veronderstel om uit te staan. Ons almal gaan deur vure, deur brande, branches breek, takke breek. Dink aan Daniël 3, kom ons lees daar, vers 12, maar u majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesach en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan u bevel nie. Ek ken daar die bevel wat die koning uitgevaardig het. Hulle dien nie u God nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Jy ken die storie, die konteks, die agterkant daarvan. Die koning het gesê, almal moet op hulle knieë val en hom aanbid voor 'n goue kalf. Goue beeld, maar hierdie 3 Hebreëse seuns, hulle was nog jonk, hulle het dit nie gedoen nie. Kom ons lees verder, vers 13. Toe het Nebukadneser woedend geword en vir Sadrag, Mesach en Abednego laat kom. Die man is voor die koning gebring. Vers 14, Nebukadneser het vir hulle gesê, is dit waar, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle nie my God dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid, sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, harp en 'n ander blaas of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. En watter God sal julle uit my mag kan red? Liefdes, die wêreld waarin ek en jy leef, kom met eise na ons toe. Dit is die realiteit. Dit is wat jy moet doen. Dit is hoe dit werk. Wanneer jy dit of dat wil hê, dan is dit die regte stappe wat jy moet volg om daarby uit te kom. Klink dit vir jou bekend? Ek dink so. Maar geliefdes, die vraag môre is, kan jy anders wees? Kan jy vir 'n verandering een van die 3 Hebreëse seuns wees? Want kyk, na wat hulle gesê het, kan ek en jy dit sê wanneer die wêreld eise aan ons stel? Kan ons so optree? Het ons daardie regtig, daardie geloof, daardie crazy geloof? Dat wanneer die wêreld eise aan ons stel, wanneer die wêreld sê kom by mekaar en maak planne vir môre, ek en jy kan nie net iemand anders wil seën of wil bless met iets nie. Jy moet dit verkoop, jy moet iets daarvoor vra. Onthou, jy het ook behoeftes. God vra vanmôre, kan jy wat luister anders wees? Kan jy 'n Hebreëse seun wees? Is dit nie wat die wêreld sê nie? Ja, ons weet, hulle sê ons weet God is werklik, God is 'n realiteit, maar hierdie situasie is ook 'n realiteit, ook 'n werklikheid. Hierdie siekte is 'n realiteit. Jy moet deur dit gaan en ja, ons aanbid en ons vertrou God. Dis alles dinge wat die wêreld sê, maar die vraag is, kan jy anders wees? Vers 16, Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ek meen, is dit nie amazing nie? 3 jong seuns as ware voor hierdie magtige koning. Hierdie bevel, wat sê hulle? Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. En hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook uit u mag uitred. Dis geloof, geliefdes. Dis crazy, mal geloof. Luister, wanneer iets teen jou en my kom, en jy weet jy tree in geloof op, kan jy vir daardie berg sê, vir daardie skuld, vir daardie siekte, vir daardie depressie, vir daardie angs, vir daardie bekommernis, vir daardie vrees, kan jy dan sê, jou dreigemente beteken niks vir my God nie? Kan jy daardie soort geloof hê? Geloof wat opstaan en sê, wêreld, jou dreigement beteken niks vir my nie, want ek dien die enigste ware God wat leef. En luister wêreld, wat jy ook al probeer opdis, my God het dit. My God weet hoe om in 'n kombuis voedsel voor te berei, hoe om selfs oudtydse kos voor te berei. Kom ons lees verder, vers 18 van Daniël 3. Selfs al sou hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Maar selfs al doen hy dit nie, sê hulle,
gaan dit my nie daarvan weerhou om in die daad van geloof te wandel nie. Kom ons lees verder, vers 19 tot 25. Toe het Nebukadneser wit geword van woede vir Sadrag, Mesach en Abednego en opdrag gegee dat die oond 7 maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. Daarna het hy van die sterkste manne in sy lijfwag beveel om vir Sadrag, Mesach en Abednego vas te bind en hulle in die brandende oond te gooi. Hulle is toe vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke met al hulle klere in die brandende oond gegooi. Omdat die koning se opdrag so warm, so streng was die oond so verskriklik warm, dat die manne wat vir Sadrag, Mesach en Abednego vasgebind het, binne in die brandende oond gegooi het, dat hulle deur die vlamme doodgebrand is, ekskuus. Dit was so warm. Toe hulle moet ingooi, toe brand die vlamme hulle dood. Hulle wat buite gestaan het. Maar die 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het vasgebind binne in die brandende oond geval. Toe die koning Nebukadneser verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra, het ons dan nie 3 manne vasgebind en in die oond gegooi nie? Ons sê vir hom, dit is so, majesteit. Hy sê vir hulle, maar ek sien dan 4 manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur. En die 4de lyk soos 'n hemelwese. Geliefdes, hierdie is amazing. Hierdie is die supernatural. Hierdie is die bonatuurlike. As God dit vir hierdie 3 manne kon doen, kan God dit vir jou en vir my ook doen. Kom ons lees verder, vers 26 tot 28. Toe het Nebukadneser na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep, Sadrag, Mesach en Abednego, dienaars van die Allerhoogste God, kom uit hierheen. En Sadrag, Mesach en Abednego het uit die oond uitgekom. Toe die gouverneur-generaal, die gouverneurs, die administrateurs en die raadgewers van die koning naderkom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie. Dat hulle haar op hulle koppe nie eens geskroei was nie, dat hulle klere niks bekeer nie, jy kon nie eers ruik dat hulle in die vuur was nie. Toe sê Nebukadneser, aan die God van Sadrag, Mesach en Abednego, kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagslaan, saam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor, eerder as om enige God behalwe hulle God te dien en te aanbid. Wow. Dit is amazing. Ek sluit af. Geliefdes, wanneer ek en jy in crazy geloof wandel, wanneer ons anderster optree en anders doen as wat die wêreld van jou verwag, wanneer ons in werklike geloof optree, dan sê God, jy sal nie eers ruik asof jy ooit in 'n vuur was nie. Want dan het jy daardie soort geloof, jy daardie mal, crazy geloof, wat deur die eeue kan staan, en die beste nalatenskap wat ek en jy ooit kan agterlaat, is crazy geloof. God sê jou op om rond te hardloop, om dinge na te laat, en kies om van hierdie oomblik af 'n nalatenskap van geloof agter te laat. Want wat maak enigiets anders saak gesien teen die agtergrond van die ewigheid, as ek en jy nie geloof het nie? En die beter vraag, luister, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor wat ons wil hê nie, dit gaan alles oor geloof in God Almagtig. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Geliefdes, die Here wil hê dat elkeen van ons van hierdie oomblik af werklik in crazy, mal geloof sal begin wandel, nie net daarin staan nie, maar ook daarin wandel, daarin beweeg. Want die Here sê, hy wil ons seën. Die Here wil tot julle redding verskyn, elkeen van julle. Hy wil elkeen van ons genadig wees. Die Here wil elkeen van ons se gebede verhoor. En dan ons sy vrede, sy liefde, sy guns, sy goedheid en oorvloed skenk. God seën u. Amen.